Liewe vriende, ons gesels nog steeds oor hoe om ons angstigheid te oorkom, hoe om dit te oorwin. En ons het nou gehoor dat ons oë op Jesus moet hou en nie bekommerd moet wees nie. Ons weet dat God weet wat ons elke dag nodig het. Maar is dit nou waar het stop? Werk ons nou elke dag soos ons moet en ons soek die koninkryk van God en sy geregtigheid met die gedagte in die agterkant iewers in ons kop dat God vir ons sal sorg? Nee, daar is 'n bietjie meer daaraan as dit. Die Bybel leer ons dat God nie net een of ander onpersoonlike krag is nie, maar dat hy ons hemelse Vader is. God wil hê dat ons met hom moet praat oor ons vrese, ons bekommernisse, oor die dinge wat ons bly maak en waarvoor ons dankbaar is. Hoe doen ons dit? Deur om te bid. Die apostel Paulus sê vir ons in Filippense 4 vers 6 tot 7, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Julle sê ons moet nie net weet dat God vir ons in alles sorg nie, ons moet ook weet dat ons dit van hom kan vra. Daar is iets baie intern in ons gemoed wat gebeur wanneer ons bid soos Paulus ons leer. Eerder as om bekommerd te wees en angstig te raak oor dinge waaroor ons nie beheer het in elk geval nie, bid tot God. Ons bid en vra en smeek en bewys ons dankbaarheid aan God vir alles wat hy alreeds vir ons gegee het, dan word ons oordek met 'n vrede wat van God afkom. Dit is 'n vrede wat die wêreld nie ken nie. Dit gaan alle verstand te bowe en ons harte en gedagtes word bewaar in Christus. Dit beteken dat ons harte nie swaarmoedig word nie en ons gedagtes nie donker word nie, maar deur Jesus uit die diep water wat rondom ons woed gehou word. Dit is nie 'n saak van bygeloof nie. En dit is nie dat ons in mites en stories glo nie. Die ongelowige familie en vriende sal daardie beskuldiging na jou toe gooi. Nee, dit is absolute vertroue. En iemand wat veel groter is as jy, wat in elk geval oor alles en almal regeer, en wat vir jou spesiaal lief het, omdat jy sy kind is. Jesus het in ons plek 'n vervloekte geword, om ons nader aan God te bring, deel van sy huis, ons skuld is vergewe. En ons gebede is elke dag voor die Here se troon in die hemel, soos welgevallige wierook. En dit bring God vreugde om ons gebede te hoor. God het ons lief en hy ignoreer nie ons gebede nie. Hy hoor dit en reageer daarop. Dit is die gebede van die gelowiges, so leer die boek Openbaring ons, wat selfs die oordeel oor die nasies in beweging bring, sodat God se finale plan van verlossing vir ons 'n werklikheid sal word. Sien Openbaring 8 vers 3 tot 5. As God in die groot dinge na ons gebede luister, sal hy dit nie ook doen vir die klein dingetjies van ons daaglikse lewens nie? Hy sal, want hy is ons hemelse Vader en hy het ons lief. Kom ons bid dan saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, hoe maklik word ons nie angstig nie. Help ons Here om nie te vergeet hoe lief U ons het nie. Help ons te leer en fiks te word om te bid tot U vir alles wat ons nodig het. Ook oor alles waar ons bekommerd is en ook oor alles waar ons dankbaar is en bly is. Ons weet dat U nie ons gebede ignoreer nie, maar aanhoor. Amen.